Ai, ek is so hartseer. Al hierdie presente. Ai julle, maats, is julle al hierso? Ag, ek is so jammer. Ek is so hartseer vandag. Ek mis julle almal verskriklik baie. En daar's so baie van julle wat verjaar in hierdie tyd. Ek kan nie eers 'n stukkie koek kom eet nie. Ek kan nie eers by julle wees en vir julle presentjies gee nie. My hart is sommer regtig net seer vandag. Maar kom ons kyk gou na die goeie. Nee, dis mos altyd goed om na die goeie te kyk. Onthou julle ons speletjie wat ons speel? As ons 'n woordjie hoor, dan moet ons ietsie doen. Vandag se woord is baie belangrik. Is julle reg vir hom? Vandag se woord is Heilige Gees. Wanneer ek sê Heilige Gees, dan moet julle 'n vlammetjie maak op jou kop. Kom ons oefen gou-gou. 1, 2, 3. Heilige Gees. Is julle reg? Gaan julle hom kan doen vir my? Kom ons hoor. Ons almal hou van geskenke, nê? Dis al lekker om so baie pakkies te sien en te kyk wat is binne-in. Oor dit is vir ons verskriklik lekker. Maar weet julle wat? God het vir ons gesê, hy gaan vir ons 'n geskenk stuur wanneer Jesus opvaar na die hemel toe. Dit was mos nou al hemelvaart gewees. Nou wie kan raai wat daai geskenk is? Ek gaan hoor. Ag, julle ken die antwoord. Die antwoord is daai geskenk vir ons is die Heilige Gees. Kom ek lees gou vir julle. Vir die van julle wat nog nie gehoor het hoe dit gebeur het nie. Handelinge 2 vers 1. Handelinge is 'n boek in die Nuwe Testament. Die wat in die Bybel sê, trek dit nader. Die uitstorting van die Heilige Gees. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het onder sy leiding. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle, vir daai mense wat daar so praat is mos Galileërs. Hoe ken hulle ons taal? Hoor ek dan nou elkeen van ons eie moedertaal? Perse, Medeërs, Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië, om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene, wat die Joodse geloof aangeneem het, Kreteners, Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal praat, oor die groot dinge wat God gedoen het. Wie kan vir my al die name opnoem wat ek nou gelees het? Dit is nogals moeilike name, nee. Maar al daai mense was saam gewees. Hoe dit gebeur? Die disippels was saam, hulle het gebid. Hulle was baie lief vir Jesus, maar Jesus was nou weg. So hulle het vir Jesus gemis, net soos wat ek vir julle mis. Hy het opgevaar na die hemel toe, maar hy het vir hulle beloof, hy stuur vir hulle 'n helper. Toe die Heilige Gees kom, het dit soos vlamme op die mense se koppe gelyk. Mense kon sien die Heilige Gees was daar. Vandag kan ons nie altyd vlamme sien nie, maar jy weet die Heilige Gees is by jou. Die Gees kom soos 'n wind, saggies en stil, of soos 'n duif op Jesus se kop toe hy gedoop is. Soos 'n stempel wat God op jou kom druk om te sê, jy is myne. Die Heilige Gees help ons, staan by ons, gee vir ons raad en gee ons moed. Nou wil ek vir julle vra, is die Heilige Gees vandag nog by ons? Ek dink hy help ons nog steeds. Ons gaan gou kyk hoe ons makliker dit kan verstaan, waar die Heilige Gees is. Okay, maats, julle kan nou maar, julle kan net gou vir my luister nou, hoor. Julle hoef nie nou meer die vlammetjies te maak met julle handjies nie.
So, julle kan net vir my luister. Maar julle weet almal dat die Heilige Gees is by ons, né? Hy is saam met ons. Ons moet net kies om hom deel van ons lewens te maak. Dit is soos 'n geskenk, hierdie geskenk wat hier staan. Maar dit is nog nie joune nie. Dit is nog nie joune nie. Hy staan nou nog net hier so. Die Heilige Gees is by ons. En die dag wat ons vir Jesus kies in ons lewe, daai dag is die Heilige Gees deel van my en jou lewe. As ek nou hierdie water in die glas gooi, die glas is ek en jy, né? En die water is die Heilige Gees. Ons glas is vol. So, ons is vol van die Heilige Gees. Die geskenk is vir ons gegee, dit is joune, maar ek en jy gebruik dit nie. Dit is soos die geskenk speelding wat daar op jou kas staan, waarmee jy nie mee speel nie, né? Maar weet julle wat, God is so amazing. Hy wil nie net ons glasies vol maak nie. Hy wil eintlik ons glasies laat oorloop. En as ons glasies oorloop, dan praat ons van doping in die Heilige Gees, né? Dis wanneer ek en jy meer vra van die Heilige Gees, dan loop ons oor van die Heilige Gees. As ek nou water vat en ek gooi nog water in die glasies, en ek gooi nog water in die glasie, sien nou wat gebeur? Die water loop oor, en hy loop binne die ander glasies in, né? Hy loop oor en hy raak die ander glasies, raak hy aan en hy maak hulle vol. So dit is wat God wil hê. God wil vir my en vir jou meer gee, sodat ons ook ander mense kan bereik en ander mense kan help daardeur. So daai geskenkie van jou wat daar staan, maak dit oop en speel daarmee. Maats, ek wil al die geskenke van Jesus hê. En ek is nou so bly. Toe die disippels vir Jesus gemis het, het hy vir hulle 'n geskenk gestuur. Net so stuur hy vir elkeen van julle 'n geskenk. Ek wil hê ons moet gou vanoggend vir julle bid. Mammas en pappas en oomies en tannies, wie ook al daar saam met hulle is, stap nou na al ons maters toe. Sit jou hand op hulle kop of sit jou hand op hulle skouer, steek ons hande uit en dan bid ons vir hulle. Vader, ons kom vandag en Here, ons vra dat U elke maat, elke seun, elke dogter wat nou daar staan, Here, kom bless hulle, kom seën hulle, kom bederf hulle met U geskenke. Heilige Gees, kom vul hulle van kop tot tone. Kom maak hulle vol, dat hulle sal oorloop soos daai water uit die glas uit. Dat hulle soveel het, dat hulle net vir ander mense nog en nog wil gee. Heilige Gees, dankie dat U die geskenk is, spesiaal die allermooiste helper wat ons ooit kan hê. Dankie dat U altyd met ons is. Dankie dat U altyd by ons staan. Dankie dat U altyd vir ons sal raad gee as ons vra. Heilige Gees, dankie dat ons U kan verwelkom by ons, kan weet dat U vir ons verskriklik lief is. Dankie Here vir U klomp geskenke. Ons bless vanoggend elke maatjie, die wat vra, die wat meer wil hê, met net nog meer van U. Geef hulle meer, Jesus, geef hulle net eenvoudig, so baie, dat hulle nie sal ophou praat en lewe vir U nie. Amen. Dankie julle, geniet al julle geskenke wat Jesus vir julle gee.